Ja, goeiemôre vriende. Kom weer by die video ding uit. En spesifiek gaan ek nou 'n reeks doen. 'n Reeks wat ek voel genoodsaak word deur dit wat ek geleer het in die boek Micha. En ek is nou na Micha besig met Nahum. En die interessantheid is dat hierdie profetiese boeke hand aan hand loop. Dat die een die ander nie weerspreek nie, maar dat die een die ander een onderskraag en bevestig. En ek het die boek Micha begin nie met enige doel voor hande nie. Maar ek het intens gaan swat soos ek maar nog al die jare doen hierdie afgelope dekade, waar ek intens gaan kyk na wat sê die skrif. Ek gaan nou by die Afrikaanse Bybel kom, maar wat sê die skrif in die bronteks? En die Ou Testament wat sy bron lê in die Hebreëse teks, wat bevestig was, die Masoretiese teks wat bevestig was deur die ontdekking van die Dead Sea Scrolls. En dan wat die Nuwe Testament dan betref, gaan kyk wat sê die Grieks, ondersteun deur 'n Hebreëse kultuur en 'n Hebreëse benadering, met al die skrywers behalwe vir Lukas en Markus was almal Hebreërs. Maak nie saak wat die opinies is nie, dit is die realiteit en die konteks van dit wat hulle sê is gebaseer in die Hebreëse teks, en Paulus spesifiek het nog 'n dinamika aan hom, en dit is die rabbi fariseer agtergrond wat hy het hy 'n dieper betekenis aan die teks. So bestudeer ek Micha. En wat 'n skokkende boek. Micha geskryf in Hebreëse prosa. Skokkende dinge wat die Vader daar sê. Dinge wat ons gewis in ons huidige omstandighede sien, in ons land en in ons wêreld. Dinge wat sonder twyfel relevant is tot die tyd wat in Hebreëus genoem word die Agarita Ayemim, wat gewoonlik vertaal word as die einde van die wêreld of die einde van tyd of die einde van die era, wat nie heeltemal die merk raakslaan nie. Maar dieper is dit, wat my die diepste geskok het, was die verklaring, of the lack thereof, behoorlike vertaling vanuit die Hebreëus na beide die Afrikaans en die Engels. En so het ek 'n absolute analise gedoen van die boek Micha, en ek voel genoop om te sê wat die boek sê, want dit konfronteer soveel aspekte van ons geloofslewens. Ons, modernes, wat vandag sê ons is kinders van die lewende God. Die God wat nooit verander nie, is wat ons sê. En so gaan ek vandag 2 opnames maak. Die eerste een gaan oor afgoderry. So wat ek doen is ek spreek aan die punte wat God aanspreek en sê hierdie is die rede hoekom die oordeel kom oor jou volk. En die Vader is besig om Juda, die 2 suidelike stamme wat Juda en Benjamin is, aan te spreek, en ook Ephraim, die boonste 2 stamme wat bekend staan as Samaria of Shomron, en dan wat die 10 noordelike stamme is, en dit is, die Vader is besig om oordeel uit te spreek. En die maatstawwe verander nie. Ons sê after all, ons dien die God wat was, is en sal altyd dieselfde wees. Sy maatstawwe verander nie, en ons sien dit in lyn met die simptome wat hy uitlig relevant tot hierdie sondes. En die grootste sondes wat hy uitlig is afgoderry, valse profete, korrupte leiers, maar die simptome wat vir my in die gesig geslaan het, was, een van hulle is hierdie ding wat aan ons land nou so na vore kom, die onteiening sonder vergoeding. Glo dit of nie, die Bybel spreek dit aan as een van die simptome van die tyd waarin hierdie goed gebeur. So ek gaan vandag, as 'n intrede tot die boek Micha. Die eerste 2 opnames gaan wees 'n intrede. Dit is nie begin met die boek Micha eers nie, om te sê, wat is die definisie wat God plaas by hierdie goed? By afgoderry en by vals profete. Hoe definieer God dit? Stel nie belang in menslike opinies nie, nie allegorie nie. Ek kyk spesifiek na die woord wat die Vader sê relevant tot dit. En wanneer ons dit het as 'n agtergrond, en ons gaan dan in die teks en ons gaan kyk wat die teks sê, gaan dit 9 uit 10 uit, gaan dit jou voete onder jou uitslaan. Punt nommer 1 is die afgoderry
is die vraag wat ons moet vra, is ek self skuldig daaraan? Ten einde uit te vind of ek self skuldig is daaraan, moet ek sekerlik weet wat is die definisie van afgoderry, nie die definisie wat die wêreld jou vertel nie, want ek kan jou beloof, hulle water dit af totdat waar dit amper nie meer 'n betekenis het nie, wat jy vrylik kan sê wat dit beteken, is ek en jy skuldig daarin volgens die opinie van God. Ek het voorheen video's gemaak, relevant tot min of meer hierdie selfde ding, nie met die intensie om met die intrede te wees tot Micha nie, maar die feite bly dat die maatstaf van God bly dieselfde. Een van my vorige opnames is, wie is die God wat ons dien? En dit is baie relevant tot dit wat ons vandag bespreek met afgoderry. So die eerste ding, 'n goeie voorbeeld wat ons kan begin is die goue kalf by Sinai. Jy sien, daar is 'n gedeelte wat ons nie vertel word nie, en dit staan in die Bybel geskryf. Maar partykeer lees ons oor dit, meestal nie intentioneel nie, maar ons lees by dit verby sonder om die impak daarvan te verstaan. Jy sien, toe God homself voorstel en hy sê, ek is jou God. Elke keer verwys hy, ek is die God wat jou uit Egipte, uit die slawerny uitgelei het. Wanneer ons na Sinai toe gaan, en ons gaan kyk na Sinai, sal jy sien dat Aaron het die juwele by mekaar gemaak. Hulle het hierdie goue kalf gemaak. Hulle het hierdie goue kalf staande gemaak en hy het die volgende woorde gespreek. Hierdie is die God wat jou uitgelei het uit Egipte uit. Nou, ons kan een van twee maniere daarna kyk, of ons kan kyk na 'n intentionele goddeloosheid om te sê, hierdie is 'n ander God as die God waarmee ons tans besig is, of jy kan daarna kyk as hom wat 'n beeld maak, wat sê hierdie is verteenwoordigend van ons God met wie Moses tans besig is op Berg Sinai. En ek is absoluut van die opinie dat dit die tweede deel is waar hy 'n beeld gemaak het as 'n verteenwoordiging van die God van die Bybel, terwyl Moses op die berg is. Die gevolg daarvan, en ons gaan hierdie ding oor en oor sien gebeur. Die intensie was nie om 'n ander afgod te skep nie, maar om 'n beeld te maak wat verteenwoordigend is van die God, so eg tot die mense natuur. Die gevolg ongelukkig daarvan was dat daardie aand was daar 3000 mense wat in hulle graf gelê het, as gevolg van hierdie dwaling om aan 'n beeld te bid asof dit die God is wat baie naby hulle is besig met Moses. Ons kry presies dieselfde verhaal met Efraim, die noordelike stamme. Efraim wat die 10 stamme is, wat toe Salomo oorlede is, of Shlomo, soos die Hebreëse teks dit noem, toe Shlomo oorlede is, het die koninkryke in 2 geskeur. Die 10 noordelike stamme, wat bekend was as Israel, of Efraim, of Shomron, of Samaria. En dan die 2 suidelike stamme, Juda en Benjamin, wat bekend was as Jehuda, of Jerusalem. En ons sien met Micha, wanneer ons by Micha uitkom, 'n 3de of 'n 4de opname hierna, gaan ek begin met die opbreek van die teks van Micha, sal jy sien dat die Vader inderdaad verwys hy na die noordelike stamme is Samaria, in die een vertaling, en Shomron, in die ander vertaling, maar dit is dieselfde area. En dan Juda of Jerusalem, na die suidelike stamme, en die groot deel van die opbreek van hierdie koninkryke het gekom omdat koning Jeroboam het nie gehou daarvan dat sy mense met die 3 Gag, dis die pelgrimsfeeste, moes gaan na Jerusalem om God te aanbid nie. Hy wou sy eie plek hê, want hy het nie gehou, hulle was in vyandskap met Juda, en hy wou sy eie ding doen, en daarom gaan hy toe en hy bou sy eie tempel, sy eie kerk. Hy maak sy eie beelde, wat weer 'n keer 2 goue kalwe is, en dit fascineer my dat so min gelowiges weet dat daar 3 goue kalwe was in die geskiedenis van Israel, en nie net 1 nie. Die 2 goue kalwe het hy by Bethel en by Dan gaan plaas, en hy het hulle genoem
die God wat jou gelei het vanuit Egipte. So dit is verwysend na die God van Israel, as 'n beeld wat verteenwoordigend is. Nie noodwendig as 'n afgod nie. Later na die ballingskap het daai hele konsep verander na absolute afgoderry. Maar hulle het hulle eie tempel gebou, of hulle eie kerke gebou, hulle het hulle eie beelde gemaak, en hy het sy eie priesterdom aangestel, teenstrydig met dit wat God gesê het, dat dit moet die Lewiete wees. En by the way, die Lewiete was nie deel van Juda nie. Die Lewiete was 'n 13de stam, wat opgedeel was tussen al hierdie stamme, en hierdie Jeroboam het gegaan en hy het die gesag van die Lewiete ontneem van hulle. Hy het dit gegee vir Jan Alleman, wat toe priesters geword het, om te dien in die sogenaamde huis van God in Shomron. En hy het hulle die hele tyd gesê, hulle aanbid die God van Israel. Die God wat hulle uitgelei het uit Egipte uit. Jy sien, dit bring ons by 'n belangrike punt. Wanneer ons kyk na die profesie van Micha, dan besef ons dat daar ernstige gevolge is. Inteendeel, met die tyd van Micha, was die tyd vir Shomron of Samaria of die 10 stamme of Ephraim, hoe jy dit ook al wil noem, om terug te draai na God toe en hierdie gevolge van die oordeel te ontkom, is verby. Die Vader het met Micha reeds die oordeel gespreek, sodat hy het net geprofeteer oor dit wat verseker op pad is na die noordelike stamme toe, en die suidelike stamme, die 2 stamme Juda en Benjamin, het nog 'n kans gehad om terug te draai na God toe, teshuva, wat hulle inderdaad gedoen het, maar 130 jaar later toe verval hulle in dieselfde dinge en dieselfde gevolge kom hulle oor. Maar vir ons as moderne gelowiges is dit van belang om te gaan sit en te kyk en te sê, hoe sien God afgoderry? Jy sien, as sy eie mense so maklik in 'n struik val, om iets te doen wat vir God 'n aanklag is, hoe maklik is dit vir ons, soveel 1000 jaar na hierdie goed gebeur het, om miskien iets te wanverstaan of 'n waninterpretasie tot dit te sit. So kom ons kyk, wat is die definisie van afgoderry? Die basiese definisie van afgoderry is die aanbidding of die diening van 'n fisiese voorwerp, beeld of persoon as 'n god, of die buitensporige onmatige toewyding aan iets anders as God, soos geld, beroemdheid of die eie ek. Maar jy sien, dit is nie hoe eenvoudig dit is nie. As jy dieper in die Bybel ingaan, en jy gaan kyk na die teks, en jy gaan kyk na wat Messias sê, en wat die apostel sê, dan kom jy agter dat daar is baie meer agter hierdie ding van afgoderry. So wanneer jy dan gaan en jy doen 'n vol analise van wat dit is, kom ek lees, daar's 'n paar dinge wat God sien as afgoderry, en punt nommer 1 is afgodsbeelde, soos die antieke gode, soos Dagon, wat die Filistyne was, Baal, Astarte, Asherah, Chemosh, Molach, soos genoem in die Bybel, en verskeie ander. Dan is dit die God van self. Meestal word beskryf as die bron van sonde, insluitende trots, selfgesentreerdheid, om te lewe volgens jou eie wil in plaas daarvan om volgens God se wil te lewe. Dis 'n interessante stelling wanneer ek kyk na vandag se metodiek van gelowiges. Die volgende afgod is materialisme of geld, bekend as die liefde van geld. Dit behels om sekerheid te hê in geld en welvaart in plaas van in God, soos beskryf word in Kolossense. Volgende afgod is verhoudings in familie, wanneer ons gade en selfs kinders belangriker is as God en ons verhouding met hom. Beroep en sukses. Om sukses in ons beroep en ons professionele status na te jaag ten koste van ons verhouding met God, is nog 'n afgod. Ene wat voor die hand liggend is, okkulte en towerkunste, towery, heksery, en 'n soeke na magte en kragte afkomstig vanaf demone, of deur towery van enige aard. Mense, en God sê ons moet waarsêry vermy as deel van hierdie. Dan natuurlik 'n groote, wat ons partykeer miskyk, die afgoderry van teologie
en intellektuele afgoderry. Luister na die definisie daarvan. Verwronge beeld van God, dit beteken 'n beeld van God wat uitgebou word, wat nie in lyn is met dit wat hy ons gee nie. Of mensgemaakte geloofspraktyke, wat nie strook met dit wat God ons gee skriftuurlik nie. Nou wanneer jy gaan 'n analise doen oor die kerk en Christendom en enige ander geloof, dan sal jy vind dat elke geloof weer opgebreek word tussen verskeie ander, kom ons noem dit kerke of geloofsoorwegings, wat dan elkeen sy of haar hulle eie doktrines daar stel, wat sê hierdie is die praktyke en die tradisies en die kulture van hierdie geloofsoorweging, en God sê, wanneer jy dit nie in lyn is met wat hy vir jou in die Bybel gee nie, sien hy dit as afgoderry. Dan natuurlik politieke helde, om algehele hoop te plaas op politieke leiers, partye of menslike govermente in plaas van vertroue in God. En die laaste ene, en hierdie ding sien ek oral, en ek ondervind dit tussen mense wat dink dit is waaroor die lewe gaan, vermaak en plesier. 'n Obsessie met vermaak en plesier, sosiale media en sosiale genot bo God. Wanneer ons gaan lees 2 Timoteus 3 vers 4, waar Paulus beskryf hoe dit gaan in die einde van dae, en in die Hebreëus is dit die Agarita en Mim, sal jy sien dat hierdie attitude wat mense het, die manier wat mense dinge doen, terwyl hulle sê hulle is gelowiges. Hy praat van gelowiges in 2 Timoteus, ek dink is 2 Timoteus 4. Gaan kyk 'n bietjie wat sê hy. En dan gaan koppel jy dit aan Matteus 7 vers 21 tot 23, waar Messias sê, en die dag sal kom dat hulle vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer nie, het ons nie in die naam demone uitgedryf nie, het ons nie in die naam dit en dat en sis en so. En ek sal in hulle gesigte vir hulle sê, gaan weg van my, of ek het jou nooit geken nie, jou werker van wetteloosheid. Dit gaan nog by al hierdie goed uitkom. Maar hier is die belangrikheid van hierdie opname, dit waarop ons moet fokus, en dit is een van die goed wat die Vader sê, gaan 'n oordeelsfeit wees, gaan 'n maatstaf wees. Daar sekere goed waaroor hy nie eers gaan praat nie, hy het reeds sy oordeel daaroor gevel, en een is afgoderry. En ons mag dalk dink is afgoderry dat jy voor beeltjies gaan neerbuig en vals gode. Nee, dis baie dieper as dit. Volgens die aanklag wat ons sien in die Bybel, gaan selfs sommige Christendenominasies gebrandmerk word as afgoderry, waar God se beeld verander word vir dit wat hy nie sê nie, dit wat hy sê hy nie verteenwoordig nie. Goed, wat 'n abomination is wat hy noem. Maar vir hierdie denominasies is dit nie meer so van toepassing nie, want God het verander. Ten spyte van die feit dat die woord sê, en die geloofsbelydenisse sê, ons God verander nooit. Interessant. Kom ons, ek gaan die volgende opname kortliks maak, en daar kyk ons na valse profete, wat absoluut hand aan hand loop met hierdie, en daarna begin ons dan met Micha, en met Micha gaan ons sien hoe die Vader voel oor evil dinge. Hy beskryf dit as evil, soos byvoorbeeld expropriation without compensation, in die Bybel aangespreek. So mag julle 'n baie geseënde dag hê. Kom ons gaan deur hierdie reeks en ons kyk wat die Vader vir ons sê. Geseënde dag vir almal.